Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die vrywillige offer van Jesus. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne in my ingewande. Psalm hoofstuk 40 verse 8 en 9. Die kinders van Israel is van ouds beveel om 'n offer vir die hele gemeente te bring om hulle van seremoniële onreinheid te reinig. Hierdie offer was 'n rooi vers en het die meer perfekte offer verteenwoordig wat van die besoedeling van sonde sou verlos. Dit was 'n geleentheidsoffer vir die reiniging van almal wat noodwendig of per ongeluk die dooies aangeraak het. Almal wat op enige manier met die dood in aanraking gekom het, is as seremonieel onrein beskou. Dit was om die gedagtes van die Hebreërs kragtig te beïndruk met die feit dat die dood as gevolg van sonde gekom het en daarom 'n verteenwoordiger van sonde is. Die een vers, die een ark, die een koperslang, wys indrukwekkend na die een groot offer, die offer van Christus. Hierdie vers moes rooi wees, wat 'n simbool van bloed was. Dit moes sonder vlek of gebrek wees en een wat nog nooit 'n juk gedra het nie. Hier is Christus weer eens getipeer. Die Seun van God het vrywillig gekom om die versoeningswerk te volbring. Daar was geen verpligte juk op hom nie, want hy was onafhanklik en bo alle wet. Die engele, as God se intelligente boodskappers, was onder die juk van verpligting. Geen persoonlike offer van hulle kon versoening doen vir die skuld van die gefalle mens nie. Christus alleen was vry van die eise van die wet om die verlossing van die sondige ras te onderneem. Jesus kon aan die regterhand van sy Vader gebly het, met sy koninklike kroon en koninklike klere aan, maar hy het gekies om al die rykdom, eer en heerlikheid van die hemel te verruil vir die armoede van die mensdom, en sy posisie van hoë bevel vir die gruwels van Getsemane en die vernedering en pyn van Golgotha. Die gewonde hande, die deurboorde sy, die beskadigde voete, pleit welsprekend vir die gevalle mens, wie se verlossing teen so 'n oneindige prys gekoop word. O, ongeëwenaarde neerbuiging, nog tyd, nog gebeure, kan die doeltreffendheid van die versoenende offer verminder nie.